Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons ontmoeting met die Here. Soos jy sekerlik weet, is 'n groot deel van ons gemeente op die gemeentekamp hierdie naweek. Gaan eintlik baie goed daar en daar's ook mooi geloofsbande wat daar vir verder gesmee word en versterk word. Ons is dankbaar vir die Here daaroor. Graag noem as jy 'n besoeker hier is of nie in die gemeente is, hier in die buitekant is daar twee bome, een aan die linkerkant. So jy sien is daar 'n bordjie met die naam Welkomboom. As jy nie is hier iemand sou daar ontmoet en 'n bietjie meer vir van die gemeente vertel en hoe jy kan deel raak en inskakel ook in die gemeente. Ons dink in meelewing aan die volgende lidmate. Hulle name is ook in die boodskap wat jy kan daar gaan lees, aan Melanie Volgraaf en dan Evert Veenstra en ook Karel van der Merwe en dan het ons ook gesien van Lydia wat haar stedelbeen gebreek het en ons is dankbaar dat ook nie enige verdere beserings was nie. Dan oor Hilde Kutse, julle sal sien haar pa is donderdagoggend oorlede en Andre is ook donderdag het 'n enkel operasie ondergaan. So ons dink ook in hierdie moeilike tyd aan hulle en ons gee graag die week ook die blomme vir hulle. Ons gaan vanoggend vooraf saam sing. Skrifbereiding 9:4. Dis 'n beruiming van 1 Korintiërs 13. En die wonderlike woorde, dis eintlik 'n pragtige loflied oor die liefde en ek dink ons almal ken die hoofstuk baie goed, maar in die Bybel self, die eerste 3 verse daar, dui die absolute noodsaaklikheid van liefde aan, vers 4 tot 7, dat daar 'n beskrywing is oor hoe die liefde in praktyk lyk, hoe ons teenoor mekaar moet optree in liefde, en 8 tot 12, dat die liefde nooit ophou nie, en dan ook net die laaste vers na die hoofstuk, dui daarop dat die liefde die grootste van alles is. En geesvervulde mense wat in die Here leef dan ook hierdie liefde van die Here ook uit. Ons sit net so en sing ons saam vooraf, Skrifbereiding 9:4, ons sing daarvan saam vers 1, vers 4, vers 5 en vers 6 en daarna begin ons met die erediens.
Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Vertrou op Hom. Ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam tot eer van die Here Psalm 92, daarvan saam vers 1, vers 2 en vers 5. Om God te loof is heerlik, om van die naam te sing, U liefde lof te bring. Ons wil elke môre en aand U trou, U liefde bly onthou. Ons staan en sing ons saam, Psalm 92, en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefde broers en susters, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here in Eksodus 20 en direk daarna sing ons saam Psalm 75 verse 4, vers 5 en vers 6. En ons sing in hierdie Psalm van God se oordeel. En hoor baie mooi die woorde waar daar gesing word van hulle wat die wet van die Here oortree, wat hulle regverdige verdienste is daarvoor. In God se hand 'n beker blink en die druppels skuim en spring uit die bitter mengeling waar die sondaars van moet drink.
Ja, die goddelose mond suig die droesem tot die grond. Net vinnig oor die laaste woordjie, die woordjie droesem beteken die slegste of die laaste deel, elke laaste bietjie daarvan. Met ander woorde, daar's nie 'n stukkie oordeel wat verby sal gaan nie. Die volle maat van God se oordeel sal op iemand kom wat die wet van die Here oortree. Iemand wat nie in Christus is nie. Ons almal is sondaars en jy's daar om die lig daarvan sien ons die heerlikheid van ons verlossing in ons Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe verskriklik groot is U oordeel.
ons oordink wat dit beteken om teen U heiligheid te sondig, om enigiets te doen wat U heerlikheid aantas, om teen U werke en teen U wil in te gaan, om sonde te doen wat U heiligheid en heerlikheid aantas, wat in opstand is teen wie U is. En dit vul ons met bewering as ons dink hoe geweldig groot U oordeel is, regverdig, teenoor enige en elke sonde wat teen U gedoen word. Dat U ons nie so geskape het nie, dat U ons goed gemaak het na U ewebeeld, om U reg te kan ken, van hart te kan lief hê, om vir ewig U lof te kan besing, maar hoe ons onsself beroof het van daardie gawes, van die uitnemendste gawes, om 'n verhouding met U te leef, om U te ken, om U lief te hê, en dit verruil het vir 'n lewe van selfgerigtheid, selfsugtigheid, gierigheid. 'n lewe net gefokus, elkeen op homself. 'n lewe daarop uit om te rebelleer teen U heerlikheid. En tog, Here, beleef ons die groot genade wat U vir ons bewys in ons Here Jesus Christus. Dat hy volkome betaal het vir al ons sondes. Vir elke sonde, elke rebellie, elke opstand wat in ons hart is, in ons dade, in ons monde. Hang ons Here Jesus Christus aan die kruis en gee hy sy lewe, sy liggaam en sy bloed, dat daar volkome versoening kan wees, versoening tussen ons en U. Dat ons weer in hierdie wonderlike verhouding met U kan leef. 'n lewe waar ons besef, ons leef nie vir onsself nie. Ons lewe is Christus. Elke asemhaling wat ons gee, elke dag wat ons beleef, is nie ons eie nie. Leef ons nie vir onsself nie, maar leef ons om U te verheerlik. En staan ons tog by daarin deur die Gees, lei ons tog elke dag om hierdie liefde wat in ons hart werk, uit te leef. Dat ons sal besef hoe wonderlik die liefde is, sal besef hoe groot gawe dit vir die kerk is, dat die Gees dat juis hier werk, en dat ons 'n smagting sal hê om by mekaar te wees. Om ons gelowiges hierdie werking van die Gees te beleef, die gawes, die liefde wat die uitnemendste is. Om mekaar daaruit te bedien, nie die krag wat ons self het nie, maar die werking van die Gees. Mag ons as kerk opnuut besef hoe groot U genade vir ons is. Nie net vir die lewe hierna nie, maar besonder ook die kerklike lewe wat U vir ons gee. Dat ons as liggaam saam mag funksioneer, saam mag werk, saam mag bedien in die koninkryk. En ons dankie vir die woord, ons dankie dat ons vanoggend weer saam die woord mag luister. Nog 'n kruiswoord mag aanhoor en opnuut besef hoe heerlik die evangelie is daardeur. Wil die Gees tog in ons harte werk, vir elkeen wat hier is vanoggend, elkeen wat ook deur die internet luister, dat die Gees kragtig daar in ons harte sal werk om die evangelie te kan opnuut besef, opnuut die heerlikheid daarvan te sien. En ons lewe verander sal word, opnuut weer, elke week as ons dit hoor. Dat ons in verwondering sal staan vir die genade en die troos wat U vir ons gee. Ons bid dat U ons lewe daardeur sal verander in die week wat kom,
ook die res van ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons is by die 5de kruiswoorde van die Here. Ons gaan saam lees uit Johannes 19, daarvan saam vers 28. En dan ook vers 29. Johannes 19, vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Tot sover. Geliefde broers en susters, ons kan onsself die gruwel van 'n kruisdood nie indink nie. Die hoeveelheid pyn wat daar aan een liggaam aangedoen word. 'n Liggaam wat reeds tot die uiterste toe uitgeput was. 'n Liggaam wat sinneloos gegeesel is, sodat daar strome bloed uit die rug uitloop. Groot dele van bloedverlies en verswakking wat veroorsaak word. 'n Liggaam wat daarna vir ure, sonder rus, sonder kos en sonder water, die dag moet ingaan. 'n Liggaam wat in die son se hitte die balk van die kruis moet dra, moet voortbeweeg. En 'n liggaam wat uiteindelik in die elemente opgehang word, daar waar die wind en die son die liggaam verder verswak. 'n Liggaam waar die wind al die vog in die mond uitdroog en die sonlig elke stukkie vog wat in die liggaam is uittrek. Dan die kruis word die lyding verder verdiep, elke asemteug vra inspanning, elke asemteug word daar die liggaam verder verdroog. Elke keer as die liggaam homself moet optrek om asem te haal, word die liggaam verder uitgemergel. Hierdie voortdurende pyn en die spanning, die verlies aan vloeistof, bring hierdie liggaam in 'n toestand van erge skok. 'n Toestand waarin hierdie dors oorweldigend en ondraaglik word. En dis nie 'n geringe ongemak nie, maar dit is 'n diep, deurdringende behoefte van 'n liggaam wat op die grens van sy krag gebring is. En so openbaar hierdie woorde iets van die werklike en tasbare menslike lyding wat hy gedra het. Kragte wat uitgeput is, liggaam wat verswak is. En alles wat saamwerk om die intense brandende dors te veroorsaak. En gedurende daardie intense lyding aan die kruis, begenadig die Here sy kerk met die volgende kruiswoorde. Die eerste 4 kruiswoorde, die eerste 4 uitsprake openbaar iets van die Here van sy werk aan die kruis. In die eerste plek vergifnis van verander met die eerste kruiswoorde, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede kruiswoorde versekering vir sondaar. Amen, vandag sal jy saam in die paradys wees. Versorging, vrou, daar is die seun, sorg vir die kerk se diepste nood, na bediening met sy woord. En die 4de woord, verlatenheid. Dat Jesus God nie Vader noem nie, maar my God, waarom het U my verlaat? Ons sien is hierdie vergifnis, versekering, versorging, verlatenheid. En ons sien hoe die Here hier in homself verander gee, hoe hy pleit en troos en versorg en uiteindelik die volle gewig van die Godverlatenheid dra. En dan volg hierdie 5de uitspraak, versmagting. 'n Toestand van uiterste uitputting en nood. Waar versmag word vir iets noodsaaklik, iets soos water of verligting. Maar waar dit nie gekry word nie. Dit dui dus op die intense, dringende verlange wat gepaard gaan met fisiese of innerlike lyding.
En in die toestand sê die Here, ek is dors. Hierdie woorde word nie net in die onmiddellike konteks van 'n liggaam aan die kruis gesê nie. Dat binne die evangelie van Johannes staan hierdie woorde letterlik uit soos 'n paal bo water. Die evangelie van Johannes kan tereg as die water evangelie beskryf word. Omdat water reg deur die evangelie 'n sigbare rol in die bediening van Jesus se lewe gespeel het. So reeds vroeg in Johannes 2 hoor ons van die water wat hy in wyn verander. Terwyl Johannes die doper juist doop daar waar daar baie water is. By die bad van Bethesda in Johannes 5 word 'n sieke genees en later loop Jesus self op water. Die blindgebore man word gewas in die bad van Siloam en tydens die laaste maaltyd was Jesus sy disippels se voete. So Johannes gebruik dus baie duidelik water as 'n simbool met 'n geestelike betekenis. Dat Jesus praat weer in Johannes 3 oor die wedergeboorte as 'n geboorte uit die water en die gees. En by die put in Johannes 4 bied hy die lewende water aan vir 'n vrou wat geestelik dood is. Wat dors het. En daar wys hy dis nie net die tydelike water wat hy gee nie, maar water wat altyd sal opborrel en ewige lewe gee. En dan hoor ons in Johannes 7 'n baie kritieke en baie verklarende gebeurtenis oor wat gebeur in Johannes 19. In Johannes 7 hoor ons die gebeurtenis van die loofhuttefees wat plaasvind in Jerusalem. En tydens daai fees eers daar baie verwarring oor wie Jesus is. Almal vra maar wie is hierdie persoon? Baie opinies oor wie hy is. En deel van daardie viering van die loofhuttefees is die daaglikse skep van water uit die bad van Siloam deur 'n priester in 'n goue kruik, en hy daardie goue kruik van ongeveer 2 liter water vat, en hy word begelei dan deur 'n optog van musikante, en wanneer hy by die tempel terugkeer, word hy verwelkom deur trompette wat geblaas word. En die priester sal aan die weste kant van die groot altaar gaan, en hy sal die water wat in die goue kruik is uitgooi in 'n brons waskom met gate op die bodem, waar die water dan weggelei word in die grond in. En hierdie seremonie vind plaas saam met die sing van die Hallel psalms. Psalm 113 tot 118. Hierdie seremonie het eers ongeveer 200 voor Christus begin. Mens lees daarvan in die Nuwe Testament. Maar dit het 3 verskillende dinge voorgestel. In die eerste plek was dit 'n smeekgebed dat die Here reën sal gee vir die lande, vir die komende seisoen wat hulle moet plant. In die tweede plek het dit heen gewys na die toekomstige uitstorting van die Heilige Gees. In sekere sin het hulle die ewige lewe verwag dat die Gees weer moet kom. Maar die primêre voorstelling van hierdie seremonie was herinnering dat God water in die woestyn vir die voorvaders gegee het. Die volk het nie water gehad nie. En op 'n stadium moes Moses met 'n rots praat sodat water uit die rots kan kom. En Moses het dit nie gedoen nie, het egter die rots geslaan en daar het water gekom. En die Here het in 'n sekere sin gesorg vir sy volk, gesorg dat daar water is deur 'n rots wat geslaan is. So verder wat sal gebeur by die fees is vir die eerste 6 dae sal dit 1 keer die ritueel gebeur. 1 keer elke dag word daai water gegiet. Maar op die 7de dag is dit 7 keer herhaal. Die laaste dag sal die priester 7 keer om die altaar loop en dan sal hy die water ingooi. Die priester sal sy hand oplig om eers almal se aandag te kry dat hy iets wil sê. Dat almal eers stil word om te oordink waaroor gaan die fees. En dan sal die priester hulle toespreek. En dan blyk dit as jy Johannes 7 gaan lees na die hoofstuk, dat dit so vertel word dat op daardie stadium waar die priester sy hand oplig om almal stil te maak, om almal se aandag op hom te kry, dat Jesus op daardie punt uitroep. Dink jouself dit in. Almal se aandag is gefokus op die water wat uit die rots uit moet kom. Almal is stil, almal oordink na oor die water wat vloei uit die rots. En dan roep Jesus uit. As iemand dors is, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en kom drink. Vir die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal
uit sy binneste vloei. Dink jouself in die uitwerking van hierdie aankondiging. Hoe treffend moes dit nie gewees het nie. Almal dink aan die water uit die rots, die Here sê, ek gee daardie water. As jy dors het en water soek, kom na my toe en kom drink. Die volk is besig om te dink oor die water uit die rots uit. En op daardie oomblik kom daar 'n stem wat uitskree en is Jesus. Almal wonder wie hy is. Hy sê wie hy is. Ek is die een wat die lewende water gee. As iemand dors is, laat hy na my toe kom en kom drink. Jesus sê dus daarmee hierdie fees wat julle vier en die water wat Moses gee, het nooit die volk ten volle bevredig nie. Soos die reën weer en weer moet kom en die volk dors bly, is daar ander water wat ek vir julle sal gee. En dan voeg Johannes by daar in Johannes 7 dat hy gepraat het van die Heilige Gees wat hy sal gee by Jesus se verheerliking. Die Here het ook in Johannes 4 aan die Samaritaanse vrou so beskryf dat die water wat ek sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en van die ewige lewe gee. Jesus sê dis ondubbelsinnig. Ek is die rots wat die lewende water het. Ek is die rots waar die lewende water kom. Ek is een wat julle voorvaders die water gegee het en dit gedrink. En ek is een wat julle water sal gee as jy dors het, kom na my toe en kom drink. Dit is so merkwaardig om die woorde aan die kruis te hoor wat Jesus hier sê. Ek is dors. Was hy dan verkeerd? Het hy nie water gehad om te gee nie? Het sy eie water opgedroog? En baie verklaarders beduie hiermee en sê maar as hy hierdie woorde spreek, is dit letterlik net sy menslike nood wat hy praat. In die aard van die saak is dit waar, ons het in die begin gesien wat 'n geweldige tol die kruisiging op jou liggaam eis, dat al die vog uit jou liggaam uitgetrek word. Al hierdie dehydrasie, hierdie lyding wat sy liggaam moes verduur. Hulle verklaar maar hy het iets gesoek om sy dors mee te les. Maar ons moet dan vra, hoekom is die vorige 4 kruiswoorde dan gerig vir ander mense? Terwille van ander mense gespreek. Is hierdie 5de kruiswoorde dan iets net vir homself, wat hy net vir homself iets wil hê dat hy aan die kruis hang, sodat hy self iets kan kry? Vra hy vir iets om te drink, sê hy, geef my water om te drink, want ek is dors? Moet ons verstaan van wat die Here hier so sê, net so stomfees as die van die soldate, wat dan iets aanbied vir hom op 'n spons om te drink? Sal ons dan so stomsinnig hulle wees en sê, goed, maar gee net vir die Here iets water om te drink? Hoe kan die Here self nou dors wees? Dan besef ons dat die dors wat die Here hier beleef, is nie 'n versmagting na water nie. Die Here vra nie hier, sy 5de kruiswoord, gee my iets om te drink nie. Dit gaan nie hier oor die Here self nie. Dit gaan nie oor sy eie liggaamlike nood wat hy beleef nie. Maar die woorde van die Here, ek is dors, gaan oor die geestelike toestand wat die Here self hier beleef. En na die geestelike toestand is die afwesigheid van God. Hy het kort tevore die vraag uitgeroep oor, my God, waar het U my verlaat? En dit was nie redeloos nie. Ons mag nooit dink dat die Vader sommer net die Seun sommer maar net sou verlaat het nie. Vir geen rede nie. Dat die verhouding tussen die Vader en die Seun eintlik 'n wispelturige verhouding is tussen 2 wispelturige persoonlikhede en daarom het die Vader net goed gedink op daardie stadium om die Seun te verlaat nie. Maar die Vader en die Seun leef in ewige harmonie. 'n Ewige verhouding van persone binne die wese van God wat in ewigheid niks anders as absolute liefde teenoor mekaar leef nie. In ewigheid was daar niks anders as daardie vervulling in daardie verhouding deur liefde nie. Daar moet dus iets tussen die Vader en die Seun kom wat hierdie ewige verhouding versteur. Iets wat sal maak dat die Vader die Seun verlaat. En ons weet, dis sonde. Die rede hoekom die Vader die Seun verlaat het, is om die Seun die sonde op hom geneem het. Dat hy die sonde wat voor betaal moet word, op homself geneem en hy self sonde geword.
Iets daarvan word vir ons uitgedruk deur die belewenis van gelowiges as hulle deur hulle eie sonde ver van die Here af leef. Maar die smagting wat 'n mens het na God. Dat 'n mens se siel dors na die Here. Maar dit beleef die seun aan die kruis, die grootste dors wat daar is. Al die sonde word op hom geneem en hy het daarvoor betaal. So die Vader draai sy gesig van liefde weg van die seun af. Vir die eerste keer in ewigheid is daar iets anders in die verhouding tussen die Vader en die seun. Die seun beleef vir die eerste keer in ewigheid die toorn van die sonde. Wat die straf van God op die sonde behels. Hy neem dit op hom en dan verlaat die Vader hom, dat hy alleen daardie sonde dra. Maar die dors wat hy beleef is dis hierdie verklaring van ek het al die sonde wat daar is, ek het al die Godverlatenheid wat daar is op my. Die totale Godverlatenheid en dit wys op die angste van die hel wat hy in die kruis gedra het. Wat hy moes ly. En broers en susters, ons kan onsself nie indink wat hel is nie. In die gelykenis van die ryk man en Lazarus sterf die ryk man en hy het dadelik bewustheid van pyn en lyding as hy in die hel sy bewustheid het. Soveel so dat die eerste woorde wat hy in die hel uitroep is, stuur tog asseblief vir Lazarus, dat hy nie die punt van sy vinger in water kan steek en my tong kan afkoel. Want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Die heel eerste woorde wat die ryk man uitroep in die hel is, asseblief net 'n klein bietjie genade. Dis ondraaglik. Want die hel word ons beskryf deur die Here self as 'n onblusbare vuur, wat aandui op God se oordeel wat brand oor die mens wat sonde doen. Sy verterende heiligheid, die mens intense lyding oor die oordeel van die sonde. Daar's as hierdie smagting in die hel, maar net 'n klein bietjie genade van die Here. Kan net 'n klein bietjie verligting kom weg van hierdie pyn af nie. Maar dit word nie gegee nie. Die hel word beskryf as 'n buitenste duisternis wat dui op die totale Godverlatenheid, die afwesigheid van lig, van vreugde, van diep geestelike isolasie weg van God af. Om afgesny te wees, weg van sy teenwoordigheid af. Die Bybel gebruik die woorde soos verderf en verlorenheid. Beteken nie dat die mens ophou bestaan as jy doodgaan nie, want sy bestaan totaal en al verwoes en gebroken is, totaal en al die oordeel van God belewe. Die skrif beskryf die hel as 'n plek van bewustelike spyt en berou, waar mense besef wat hulle verloor het. Dis nie berou wat tot redding lei nie, maar 'n ewige besef van verlies aan genade. Beeld wys op die innerlike pyn van die mens wat weet dat hy self verdien. Dis 'n bewuste toestand van die straf wat jy verdien, waar jy beleef dat elke stukkie lyding wat ek hier beleef, elke asemteug van pyn wat ek ervaar, is as gevolg van my sonde teen die ewige heerlikheid van God. Met elke klop van pyn in die hel, besef jy dis omdat God absoluut regverdig is. Dis nie 'n straf wat jy kry omdat God onregverdig is nie. Dis nie 'n straf wat jy kry omdat God vir jou meer as 'n gees wat regverdig is nie. Wat hy vir jou meer afgemeet het nie. Maar dis 'n absolute regverdige straf op jou sonde. 'n Toestand wat ewig is en onomkeerbaar. Dis nie 'n tweede kans na die dood nie. As die ryk man so erg in die hel ly, as gevolg van sy sonde, dat hy vra net 'n druppel water gegee om sy dors te les. Geliefdes, hoe erg moet dit nie wees nie? Hoe verskriklik is dit nie daai lyding om ewigheid in hierdie toestand te verkeer nie? Hoe groot is daardie ellende wat die Here nie daar aan die kruis beleef het nie? Wat hy daar vir sy kerk gedra het, waar die lyding van die regverdige straf wat hy kies om op homself te neem, om daarvoor te betaal. En dis wat Jesus aan die kruis beleef het. En dis hoekom hy gesê het,
Ek dors, of ek is dors, of ek het dors. Maar broers en susters, ons besef dat juis daardeur het hy die straf vir die sonde betaal. Hy het die ewige straf vir die sonde aan die kruis gedra. Hy is ook ware God, en net slegs 'n ware God kan hierdie ewige oordeel van God se straf dra. Hy betaal volledig vir daardie sonde. Elke druppel daarvan, die laaste stukkie daarvan, die laaste bietjie daarvan die beker drink hy. Hy drink alles, daai volle oordeel van God drink hy. Sodat hy self God verlate is. Sodat hy self volkome dors is. En hy dra die regverdige straf sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Hy drink van die lydensbeker sodat ons nooit daarvan sal hoef te drink nie. Nie eers 'n bietjie daarvan nie. So hoor baie mooi broers en susters, al die hel wat die skrif vir ons beskryf, het hy vir ons gelei aan die kruis. Het hy vir ons betaal aan die kruis. Het hy vir ons die regverdigheid verdien, sodat ons dit nooit sal ly nie. En hy het ook deurgemaak om vir ons die lewendmakende Gees te verwerf. En hoor baie mooi wat beskryf Johannes 'n paar verse verder in vers 34, wat verder gebeur het. Ons hoor die soldate die bene van die ander twee misdadigers gebreek. En hulle het gedoen juis sodat die misdadigers nie hulle self weer kan optrek aan hulle arms en die spykers nie, sodat hulle moet versmoor as hulle nie hulle self kan optrek nie. So die ander twee misdadigers se bene is gebreek, het nie verder kan leef nie. Maar toe hulle by Jesus kom, te sien dat hy reeds dood is. En daarom het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar om seker te maak dat die geval is, het hulle spies gevat en in sy sy ingesteek. En nou beskryf Johannes in vers 34, dat toe die spies in sy sy ingesteek is, het daar dadelik bloed en water uit sy sy uitgekom. En Johannes sien dit nie as 'n mediese gevolg nie. Hy sien dit nie as iets wat gebeur omdat daar 'n breuk in die hart was en dat daar bloed en water daarom uitgevloei het nie. Maar Johannes sien die geestelike betekenis daarin, daarin vertel hy dit vir ons. Daar's simboliek in wat Johannes vir ons vertel. Dit beteken dat alles wat Jesus beloof het, word vervul. Dat met sy bloed wat vloei, word ons skoon gewas, ons sonde en ons skuld. Maar meer as dit, is die simboliek van die strome lewende water, wat van nou af aan ons gegee word. Wat Johannes hier voorstel, is die rots wat geslaan word, sodat daar water uitkom. Dis die seun van God, wat geslaan is, die seun van die mens, en die water vloei uit hom uit. Broers en susters, dink jouself in, hoe gedehidreerd die liggaam van die Here op daardie stadium was. Hy het al hoeveel bloed verloor, deur al sy wonde wat hy al gehad het. Hy het al hoe lank gelede nie enige vloeistof ingeneem nie. Dink jouself hoe geweldig hierdie lyding was, en dan tog hierdie wonderlike beeld van water wat uit sy uitvloei. Daardie dors wat die Here beleef hy, sodat hy die lewende water kan gee. Sodat elkeen wat van hom drink, nie weer dors sal wees nie. Deur sy dood verdien hy vir ons sy geregtigheid voor God en ook sy Heilige Gees wat hy vir ons gee. Getuig van die lewe. Dat die Heilige Gees dat ons weergebore word, die Heilige Gees kom gee die lewe in oorvloed aan ons. Dat die Heilige Gees is juis die teenoorgestelde van die dors wees. Die Heilige Gees is juis God se volle teenwoordigheid in ons. Dis dan aan die water verwys dat die Here sy Gees vir ons gee. En dit waarvan iemand wat die Gees nie in werk nie, 'n ongelowige, het geen idee wat die smagting is nie. Om naby God te wees. Om hierdie lewe in oorvloed te hê. Maar die bloed en die water vloei om ons te reinig, sy Gees vir ons te gee, om die dors van die mens te les,
wat aan God hunker. Die Here stuur sy Heilige Gees vir ons. Hy gee ons hierdie water wat lewe gee, sy teenwoordigheid, hierdie lewe in oorvloed. Met ander woorde, lewe wat nooit weer weggeneem word nie. As ons weergebore is, het ons die ewige lewe. Bly die Gees in ons. Sal ons nooit God verlate wees nie, ooit. Die Here gee vir ons daai belofte, sy Gees is met ons. Hy verseël ons vir die dag van verlossing en in ewigheid is ons by God. Dis die seël, dis die belofte wat die Here vir ons gee. Ons sien as dit daar waar in die kruis hang, wat die Here vir ons gee. Die Heilige Gees is ons trooster, wat ons wys na Jesus toe. Die Heilige Gees as trooster wat ons wys, maar kyk waar hang Jesus vir jou. Hy wys ons daar aan die kruis, sy lyding, juis vir ons te wys, maar hy het klaar in jou plek gehang. Dis wat hy daar beleef wat joune was, het hy op homself geneem, het daarvoor gesterf, dat jy nooit enigiets daarvan sal beleef nie. En juist daarom maak die Here beloftes in ons. Juist daarom beloof die Here dat hy altyd met ons is, ons nooit sal verlaat nie. Dat die trooster altyd by ons is. Alles omdat Christus daardie dors moes ly. Geliefdes, die Here het uitgeroep, ek is dors, sodat ons nooit daardie dors sal beleef nie. Kom dan. Jy wat dors is, jy wat beleef dat as iets geestelik en jy wat nog nie tot bekering gekom het nie. Kom drink van die fontein van die lewende water. Plaas jou lewe in sy hande, omhels Christus in die geloof. Hou vas aan hom met alles, vertrou in hom met jou hele lewe. En gehoorsaam hom in alles wat hy vra. En ons wat reeds daarin gebring is, beleef hierdie volmaakte versadiging wat die Gees in ons werk. Ons moet getuig van hierdie heerlikheid, van die grootste dors, wat ons nooit sal beleef nie. Omdat Christus het vir ons daar aan die kruis beleef het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, hoe kragtig is die beeld van water en van dors wees nie. Van ons Here wat aan die kruis hang, God verlate, sonder die teenwoordigheid, en daar sterf, sodat ons nooit weer God verlate sal wees nie. Dat ons nooit daardie dors sal beleef nie. Mag ons tog in ons lewe waar sonde is bekeer. As ons beleef dat daar skeiding is wat ons self bring, sonde waarvan ons nie bekeer nie, dat ons opnuut daai smagting wat ons het na iets sal kom. Opnuut sal beleef die heerlikheid om naby U te leef. Die wonderlike van die beloftes dat U altyd met ons is. Dat Christus in die kruis vir ons gesterf het. Dat hy vir ons die lewende water gee. Dat ons in ewigheid nooit meer so dors sal wees nie. Mag daardie lewende water ook getuig vir ander mense. Wil U tog ander ook bring na Christus toe, wat die fontein is. Mag die getal van die gelowiges vol word, van die uitverkorenes. En mag ons Here Jesus Christus spoedig kom. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing ten slotte lied 385 vers 1 en vers 2. Annemarie, mag ek vra dat ons beide verse 2 keer sing, vers 1 en vers 2 en dan weer vers 1 en 2. Dis die wonderlike woorde. Halleluja, dit is volbring. God se goedheid vloei in volle strome. Laat die wat dors het na hom met vreugde te kom uit dorwoestyn uit en sing uit een mond. Ons is vergewe. Ons staan en sing ons saam. Lied 385 vers 1 en vers 2, ons sing beide verse 2 keer.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.